Oktober Woensdagoggend. En soos ouer gewoonte, welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Kom ons laat val nog so enetjie. Daar is hy. Goed. Klomp nuus om deur te gaan vandag. Ek het nie eens by alles uitgekom nie, maar gelukkig is daar baie herhaling van sekere goed. So dan kan ou skip, jy weet. Maar kom ons kyk wat in hierdie ou wêreldjie van ons gebeur. Die goeie nuus is dat in die vroue wêreld cricketbeker het Suid-Afrika daarom van Nieu-Seeland geklop, nadat ons eerste wedstryd teen Engeland verloor het. En dit het nie eens gelyk asof ons dames behoorlik gespeel het in daai ene nie. Maar ten minste het ons van Nieu-Seeland goed geklop en nou lê ons 5de en Vrydag speel ons weer. So dit is die sportnuus wat cricket aan betref. Die mans begin eersdag speel en dan natuurlik Vrydag aand, maar dit is nou dis 'n laat game. Omdat dit nou oor see is, die Stormers speel ons nou oor see en dis 9:15 Vrydag aand speel die Stormers. En ek sal bly wees as ons vir ou Sasha FM radio station kan sien opdrag vir die Stormers. Ek weet nie of hy gaan nie, maar dalk in die volgende wedstryd. En natuurlik vir ons heel agter, né? Natuurlik vir ons heel agter. In elk geval, kom ons kyk wat in die wêreld gebeur. Jan, wat sê jy? Goeiemôre. Kom ons kyk wat gebeur in die wêreld. Amsterdam lyk sleg. Mense, Nederland lyk sleg. Dit lyk asof die moslems die hele verdomde land al oorgeneem het. Dis so sleg dit lyk. Duisende Hamas ondersteuners het opgedaag om te kom toi. Weet nie of jy kan toi in Nederlands nie, maar hierdie is almal Islam, man. Is almal Islam gemors. Het opgedaag om natuurlik hierdie protesaksie te loods daar so in Amsterdam teen Israel, en hulle is pro-Hamas. En nie dat dit enige uitwerking gaan hê nie, dit wys net vir ons hoeveel islamitiese gemors het al Europa oorgeneem. En hierdie mense is totaal en al gebreinspoel. Donald Trump het gesê, as Hamas nie 'n deal doen binnekort nie, 'n ooreenkoms bereik nie, gaan hulle vir Hamas totaal en al uitwis. Hy sê, geen ooreenkoms sal vir Hamas in enige regerende sleutelpos of posisie hê nie. So, hulle gaan uitgewis word. Either or, né? En gister het Israel en Hamas in Egipte nogal begin met hulle onderhandelings. Natuurlik is Greta Thunberg se flotilla geblok, 44 bote en skuite en goed wat daar aangekom het. Maar 'n Israeliese beïnvloeder, 'n jong vroue Israeliet, het op hierdie skuite en bote gegaan en gaan soek na die sogenaamde hulp wat hulle vir die mense van Gaza moes bring, en daar was niks. Al wat hulle aan boord gekry het, was dwelms en spuitnaalde en ander goed wat mans en vrouens gebruik. Wat ek het net so stel. Dis wat hulle gekry het op die skepe, op die skuite. Dit was heeltemal 'n partytjie gewees vanaf waarever hulle weggevaar het tot en met tot naby natuurlik Gaza, en geen hulp het hulle gebring nie. So die Gaza flotilla was 'n eye blind. Daar was geen hulp op daai skuite nie. Op 44 bote geen hulp nie. Goeiemôre Debbie. Daar was geen hulp nie. Niks. Vanoggend verskyn nie geen profielfoto's hierbo nie. Ek weet nie of dit 'n algoritme is van Facebook of wat dit is nie, maar dan verskyn daar 'n profielfoto en dan verskyn daar niks. Sover is dit Jan en Debbie wat op is. Nou, daar kan dalk al reeds ander mense kyk. Ek weet daar's baie mense wat kyk wat al vir my gesê het, hulle kom nie op nie, hulle kyk net. Ek weet 'n Corneille kan glad nie 'n kommentaar lewer nie. Van my kant af kan ek net sê dat al my goed is oop vir die publiek wat Facebook aanbetref. Ek het deur alles gegaan. So ek weet nie, as mense nie kan kommentaar lewer nie, dis nie my skuld nie. Kyk jou Facebook. Alright,
So, die 6 Suid-Afrikaners is, môre Mariaan, die 6 Suid-Afrikaners is veilig in Jordanië. Ek het gewens hulle was nie veilig nie, maar okay, hulle is veilig in Jordanië en Greta Thunberg is in Griekeland, seker weer amper op pad huis toe. Gister, daai meisiekind is nou al 22 jaar oud. Kan julle dit glo? So vir die afgelope amper 10 jaar al, is sy net besig om snotossies te rol en vir die mense te vertel van climate change en al hierdie goed. En hulle betaal haar goed vir hierdie goed, hoor, moenie 'n fout maak nie. Maar nou ja, Donald Trump het klaar sy oog op Gaza en hy gaan hotelle bou. So Hamas gaan nie meer bestaan nie. En daai gevangenes moet so gou as moontlik vrygelaat word of daar's ergere moeilikheid. In elk geval, in ander nuus, hierdie is belangrike nuus. Hierdie was vir my absoluut, soos die Engels sê, hilarious. Hierdie was vir my vrek snaaks. Die Franse president, Le Cornu, het bedank. Ure nadat hy sy kabinet aangewys het die Franse president bedank. Hy is minder as 'n maand op kantoor. Hierdie mense wil nie saam met Macron werk nie. En Macron se party moet nou uitgeskop word so gou as moontlik. Dit is die een motief of die een rede. Die ander rede kan natuurlik wees hoekom hierdie ou bedank het, is omdat hulle vir hom eintlik gewys het wie hulle regtig is. En hy het besluit hy werk nie saam met dit nie. Demokratiese regerings reg oor die wêreld, mense, word gemanipuleer. Dit is net so. Sodra as jy in daardie posisie of amp inkom, dan word jy ingeroep. En dan beter jy ja sê, of hulle haal jou uit. En daarom doen ons dit anderste. Ons doen dit heeltemal anderste. In elk geval, miskien sal dit goeie nuus vir ons wees, want in November gaan Rusland, Saudi-Arabië en 6 ander OPEC-lande hulle olieproduksie opstoot met nog 137.000 vate olie per dag. Hierdie mense maak geld hoor. God het hierdie lande geseën met olie en Saudi-Arabië en die Arabiese Emirate en die ander Arabiese lande om hulle, Qatar en al hierdie plekke. Hulle ken nie die eiendom van hulle rykdom nie. Dis eintlik verskriklik. My kinders was so rukkie terug by SeaWorld in Abu Dhabi. En ek sê vir julle, die aandag aan detail en die goed wat hulle daar aanhou en die manier hoe hulle dit doen is absoluut asemrowend. Hulle het die geld om hierdie goed te bou en dit is absoluut asemrowend. Hierdie mense ken nie die einde van hulle geld nie en ons wat natuurlik die petrol in ons voertuie ingooi, ons betaal natuurlik lekker. Ons betaal nie net vir hulle nie, hulle moet kry wat hulle moet kry, maar ons betaal ook ons regering, hierdie korruptheid die bo ons. Ja, in elk geval. In Amerika het die Hooggeregshof Ghislaine Maxwell se appel van die hand gewys. Hulle sê daar's definitief bewyse dat sy kindertjies gegroom het of gekry het vir Epstein. Nou indien hulle dit sê, dan beteken dit dat die Epstein-lys is die waarheid. Omdat hulle haar appel van die hand wys, dan beteken dit die Epstein-lyse is die waarheid. Die vraag is net, hoekom openbaar hulle nie al daardie lyste nie? Goeiemôre Lydia, hoe gaan dit met julle daarso in Windhoek? Die Epstein-lyste is die waarheid. So, right, sy sit nog in die tronk. Luister nou na hierdie een, klink hierdie bekend, in Rusland, in Moskou. Leon Teyev, hy is die 7-jarige, of hy was, die 87-jarige hoof van die Pravda publiserende groep. Die man was 87 jaar oud, Leon Teyev, en hy het 70 voet geval uit sy Moskou venster, uit sy Moskou woning se venster uit. Andrei, goeiemôre.
Hierdie ou het 70 voet geval uit sy Moskou woning se venster uit. As sekere mense nie wil hê, of nie kry wat hulle wil hê nie, en jy doen nie wat hulle wil hê nie, dan val jy uit geboue uit. Klink dit bekend? Hoeveel mense weet ons nou, vanaf Michael Jackson tot wie ever, het uit vensters uitgeval. Dis die maklikste manier. Hoë geboue, hulle hou mos van hulle uitsigte, hulle het al die geld in die wêreld, hulle hou van 'n mooi uitsig. Nou kom ons sê vir julle nou wat daar gebeur het. En jy kan dit sê, dis 'n conspiracy theory, jy kan maak wat jy wil. Ek sê, of een van sy kinders het hom uitgestamp, want hy's te oud om die company te run, en hy wil nie die leiersels oorgee nie. Punt nommer 1. Of punt nommer 2, hy het nie gedoen wat ander op kantoor wou gehad het hy moes doen nie. Of die regerende party, of hoe dit ook al sê. En boem, shalala, kly vir jou vlerkies. Jy sien, hierdie mense moet meer Red Bull drink. Hoekom? Red Bull gives you wings. Duitsland. AfD se Alice Weidel sê die Europese Unie wil net private gesprekke beheer en deur hulle digitale ID en digitale paspoort en al hierdie tipe goed wil hulle seker maak dat jou digitale privaatheid absoluut verdwyn. Wat is digitale privaatheid? Dit is eintlik basies wanneer ons mekaar WhatsApp, né? Dit is tot 'n mate verskoon tog. Dit is tot 'n mate my bril is of my bril of my oë. Dit is tot 'n mate privaatheid, maar ons weet al hierdie goed word gestoor. Alles wat jy doen op WhatsApp word gestoor. Alles. Moenie dink jy delete iets nie. Dit word iewers gestoor. Niks verdwyn in die wêreld, die mense, niks nie. In elk geval, so sy is natuurlik 100% teen dit, en ons is almal teen dit. En goeiemôre Jenny. En in Duitsland groei die AfD nou regtig met rasseskrede. Hulle het opgegaan van 26% na 26.5% toe. En ander linkse partye, die Linke, die Groene en selfs die SPD wat net 14% gekry het, wil hê die AfD moet verban word. Dit sal lekker sports afgee. Verbanne party wat nou die grootste party is in Duitsland. En dan kyk jy hoe maak hy mense amok. Daar sal protesaksies wees, riots in die strate, you name it. En die Duitse president sal moet die Bundestag ontbind as hierdie goed plaasvind. Die CDU het 24% op hierdie stadium. Al wat die AfD moet doen is, hulle moet net hande vat met die SPD en dan skop hulle die CDU uit. Dis so eenvoudig soos dit. En dis hoekom hierdie mense se alies so gaan. Maar die AfD groei. Die AfD groei. Het wys so net, nee, jy moet baie versigtig wees wie jy onder jou dak inbring. Die burgemeester, vroue burgemeester van Herde Dene, of Herde Diele, so iets, in Duitsland, is in daglig buitekant haar huis aangeval. Sy is verskeie kere gesteek met 'n mes en in haar maag en in haar rug oral met 'n mes gesteek. En luister nou na hierdie een. Die 15-jarige, Heina goeiemôre, die 15-jarige mannetjie wat sy onder haar dak ingeneem het, 'n donker kleurige, ek kan nou vir jou sê, die lyk is Islam. Alright? Hy is gearresteer. So die kanse is dat hy sy aangenome ma, whatever jy het wil noem, stiefma, wat ook al, peetma, wat ook al, ek weet nie wat die Afrikaanse term is nie, wou hy doodmaak. Sy wou seker nie doen wat hy wou gehad het. En hy is mos 'n man. Jy weet, in Islam is 2 vroumense, 2 tot 3 vroumense is gelykstaande aan 1 man. Dis Islam. Dis 'n siek geloof. En hulle Koran is vals. In elk geval. Dit maak nie regtig saak wat demokrate sê nie. Ou Donald Trump het 5,2 triljoen beleggings vasgemaak vir Amerika uit die afgelope klompie maande, vanaf hy in bewind is weer. 5,2 triljoen beleggings vasgemaak vir Amerika. Die ou doen goed. Aan die een kant doen hy baie goed, aan die ander kant moet hy ou baie versigtig wees vir wat hy doen. Né? Voormalige menseregte kommissieleier van Australië. Hierdie ou sê nou op nasionale televisie in Australië, alle Israeliese soldate is oorlogskriminele.
alle Israeliese soldate is oorlogskriminele. Dit is wat hierdie ou sê. Hierdie ou moet baie versigtig wees. Hierdie ou moet baie versigtig wees. Mossad sal op sy deur kom klop en hom uithaal. Hy moet baie versigtig wees. Die beste ding is, om nie met lande soos Israel en met China besigheid te doen. Wat ook al na jou tafel te bring, sê vir sorry, ons stel nie belang nie. Ons is besig met ander goed nou in ons land. Ons sal miskien later by dit uitkom, maar ons is nou besig met ander goed. Vat China byvoorbeeld. Daar is klinkklare bewyse dat China babetjies se organe gebruik, wat hulle inplant in die elites in. En hierdie kindertjies word op ashope gegooi en uitgebrand en wat ook al. Dit is China. China het 'n groot menseregte probleem. Groot menseregte probleem. Die CCP, die Communiste Party daarso, glo nie in menseregte nie. Hulle glo net in die staat. Die regering is die God. Die mense is net slawe. Dit is China. Wie wil met so 'n land besigheid doen? Jy sien, net die geldgieriges wil met so 'n land besigheid doen. Ons moet net hulle tegnologie bekom op sekere gebiede, soos hulle hommeltuie en hulle trein tegnologie. Dis al wat ons moet kry uit hulle uit. Hierdie was goeie nuus. Kolumbiese en Albaniese polisie het 'n mensehandelsnetwerk, 'n kartel opgebreek, totaal en al. Klomp mense gearresteer, die hele ding gesmash. Hierdie ouens was betrokke by dwelmhandelary, mensehandel, geldwassery en dies meer, en hierdie ouens het nou een van die grootstes in die wêreld gekelder. Daai was fantastiese nuus. Die ondersteuning vir die digitale idee in die Verenigde Koninkryk in Engeland, Brittanje is besig om te tuimel. Mense is besig om met groot protesaksies teen hulle. En baie interessant, die president van Salvador het uitgekom en reguit gesê op hulle nasionale televisie dat Keir Starmer is besig om die merk van die dier in Engeland te vestig. Nou, yesterday, as 'n land soos, dit is 'n klein land, El Salvador is 'n klein land, maar die president kom uit en hy sê, dit is wat hulle doen. En dit bring my terug na my punt toe waar ek gesê het dat demokrasie se presidente word beheer, maar nie hierdie ou nie. Nie hierdie ou nie, en ook nie daai ou van daai land, in, wat is dit, Sierra Leone, in Afrika, waar hy ook sy eie ding doen. Tuarore, wat sy naam nou weer? Tuarore, T-A-O-R-E, Taore, soiets, in elk geval. So hierdie president sê reguit, Starmer, jy is besig met die merk van die dier. Jy is 100% besig met die merk van die dier. Jy sien? Maar een ding wat ons moet verstaan is Nederland en Frankryk en Engeland, hulle is besig om heeltemal islamities te draai, stadig maar seker. Die Verenigde Koninkryk se raad, hulle het hulle eie council, al die lande saam met 'n council. Hierdie raad wil nou wetgewing deurdruk, waar indien jy bid vir iemand op straat, word jy gearresteer. Indien jy 'n pastoor is wat mense na Jesus toe wil lei, word jy gearresteer. Indien jy Bybels uitdeel en pamflette uitdeel op straat, word jy gearresteer en jy kry minstens 2 jaar tronkstraf. Dis vir die Christene. Islam kan hulle gemors sing en aanbid en doen wat hulle wil op die straat en net waar hulle wil. Dis Engeland, mense. As jy mense het in Engeland, dan gaan 'n tyd kom dat hulle gaan wil terugkom na Suid-Afrika toe. Glo my. Hulle gaan wel terugkom, want hulle sal nie meer kan Christen wees in Engeland nie. Hulle sal nie vry wees nie. Hulle bewegings, alles wat hulle doen, sal dopgehou word. Ons sal by 'n punt kom in suidelike Afrika, waar digitale ID's en digitale goed, totaal en al, deur al die lande rondom ons verwerp word. En ons het nie die ander lande nodig nie. Dit is net die ding, daar is genoeg olie in Angola, daar is genoeg, ons het genoeg boerderye, ons het genoeg goed, ons kan onsself onderhou. Ons het nie hierdie mense nodig nie. Ons het genoeg rykdomme. Ons moet net hierdie kaarte speel op die regte manier. In elk geval.
RFK Jr., hierdie is ook 'n goeie ding. Hy het die VN se gesondheidsdeklarasie totaal en al verwerp en gesê hulle gaan nie toelaat dat koöperatiewe besighede, Big Pharma, die mediese sorg in Amerika beheer nie. Dit is nadat die een van die leiers van die Big Pharma groepe was by Donald Trump in sy kantoor gewees. En Donald Trump het baie duidelik gesê dat Big Pharma eers hulle goed moet verkoop aan Medicaid en die ou dag gestaan met 'n groot smile op sy gesig. Maar nou ja. Geen wonder ou Tony Blair wil hê dat Brittanje moet die digitale ID so gou as moontlik kry nie, want sy seun besit die maatskappy wat die goed gaan maak. Sy seun gaan 1 biljoen pond kry. Is dit 1 biljoen pond? Het ek het gou weer die kyk. Waar het ek het nou neergeskryf? Hoe is hom? Ja. Nee, 100 biljoen. 100 biljoen pond kry om die digitale ID in te bring. En Tony Blair besit 375 miljoen pond in aandele in daardie besigheid. So natuurlik druk ou Tony Blair die digitale ID reg oor die wêreld en hulle sal dit probeer in elke land se keel afforceer en geld maak soos bossies en vir jou onderwerp aan geen privaatheid nie. Digitale opsporing en dis meer. Natuurlik die inkom van die merk van die dier, nee. So gister het Hamas en Israel hulle samesprekings begin. Ek net kyk op die ander bladsy of ek nog buitelandse nuus het. O ja, hierso. 20 mense is in Sydney, Australië beseer. 'n Man 36 jaar oud. Hy het net begin lostrek en skiet. In 'n skare en een is ernstig en die ander 20 mense is beseer, een is ernstig. Hierdie ou was baie vinnig gearresteer en die polisie het hom vet geskop. Hulle het hom so vet geskop dat hulle hom in die hospitaal ingeskop het. Ek sê graag wil weet, was dit nou Islam of wat ook? Of wat se tipe ou se kop het nou net ewe skielik so uitgehaak. Hy was 60 jaar oud. Nou 60 is nou vir my jonk. Ek is 63. So die ou is jonger as ek. Kan julle dit glo? In elk geval, kom ons kyk 'n bietjie. Hier in Suid-Afrika. Wonderlike Suid-Afrika. 3% van jou maatskappy se profit wil hulle nou hê moet gaan na BEE toe. Dis hulle plan. Hulle wil 3% van jou profit van jou maatskappy vat vir dit. En sekere maatskappye sal natuurlik sê ja, want hulle is links en hulle wil natuurlik die regering se ondersteuning hê. Hallo, Suid-Afrika. 'n Moordverdagte wat op vlug was vir 2 jaar is in KwaZulu-Natal gearresteer. Dis 'n goeie ding weer van die polisie se kant af, nie dat daar, ja, Gert, ek sê dieselfde, word wakker Suid-Afrika. Ek sê dieselfde. Hy is in KwaZulu-Natal gearresteer, dit is goed so, maar selfs in KwaZulu-Natal, Durban is besig om letterlik uitmekaar uit te val. 'n Lamppaal het omgeval in 'n besige straat en hy het 'n motorfiets net gemis, die ding, en net voor 'n kar ingeval en die kar het bo die lamppaal gery en tot stilstand gekom. Dat die lamppale net kan omval. Wat sê dit vir jou van munisipale bestuur? Die ANC sal in die munisipale verkiesings bloedneus kry, hoor wat ek vir julle sê, op baie terreine gaan hulle bloedneus kry. Op ander plekke gaan hulle setels behou. Maar die ANC se ondersteuning gaan volgende jaar val, met rasseskrede. En hulle sal heeltemal val as ons die behoorlike ondersteuning kry, Gert. Pieter, goeiemôre. As ons kry wat ons nodig het, en dis min, soos ek al gesê het op koffie met brood, nee, ons soek 5 miljoen Suid-Afrikaanse rand, maar miskien moet ek vir 100 miljoen vra, dalk klink dit beter op die oor. En dan kan ons hierdie job doen, jy weet, ek weet nie hoe om hierdie ding vir mense te beskryf nie, ons het die vermoë, Pieter, om hierdie wa te draai, Heina, Gert, dis julle name wat nou hier voor my lê, om hierdie wa te draai. Ons het die vermoë. Ons kan dit doen. Eskom se CEO baas, Marokane, sy salaris van 24 tot 25 was 14 miljoen. Hoe regverdig jy 14 miljoen?
Hy lei net die parastatal. Hy lei net vir Eskom. Sy salaris is 14 miljoen. Hoe regverdig jy daai tipe geld? Wanneer Eskom sukkel om aan die gang te bly. Dis net korrupsie, dis al wat dit is. Dis net korrupsie. En dit is nie net in die regering waar korrupsie plaasvind nie, dit vind plaas in jou supermark ook. Woolworths. Ek het 'n berig gesien van Woolworths. Julle moet hulle kos kyk. Hulle sit nou trans, ek het hierdie naam probeer neerskryf en uitspreek. Transglutaminase. Transglutaminase, ek weet nie wat dit is nie, maar dit klink vir my baie erg. En hulle sê daar's geen nitrate in hulle kos nie, maar dan sit hulle hierdie transglutaminase in hulle kos. Mense, ek sien nou vir jou die supermarkte en hierdie ander groot kosverspreiders. Nee, hulle sit goed in hulle kos wat jou siek maak. En dit maak jou stelselmatig dood. En dit lê jou bloot aan allerlei kankers. En hulle gee nie om nie, want eerstens, hulle voedsel lyk altyd vars en bly vars en al hierdie goed, as gevolg van al hierdie gemors wat hulle in jou goed inpomp. Ek het hier onder, in hierdie huis het ek in 'n bak 'n klompie narkies gehad. Daai narkies het vars gebly vir meer as 'n maand. Ek het dit nie geëet nie, ek het dit weggegooi. Of ek weet nie eens of ek dit weggegooi het nie. Dis dalk nog steeds in die bak. En dit lyk daar en lê mooi oranje. Waar het jy gekry dat appels hou vir weke en weke? Hulle krimp net 'n klein bietjie. En as jy hom byt, dan prooi nog dieselfde. 'n Appel is veronderstel om binne 2-3 dae te begin afgaan. Dan kry jy 'n breinkolletjie, dan kry jy 'n vrotkol, en dan brak hy sag, en dan sny jy dit uit. Dis 'n appel. Piesangs, wat hierdie swart kolletjies kry, daai piesangs is vergiftig. Jy weet, nou koop jy die piesangs, hulle is mooi geel, of hulle is net reg, nou koop jy dit. Ja, Heina, dis al wat ons moet doen, ons moet aanhou ivermectin drink, sê jou Heina. Is reg, ivermectin maak al hierdie goed dood, man. Virus en kieme en goed. Jy sê dit maar reg. Nee? Ek dink ek het nog 3 ivermectin pille hier so in my laai. Maar hierdie goed is daar om jou siek te maak, aanhoudend en aan mekaar. En ons ondersteun hierdie groepe, ons kan nie anders doen nie. Maar daar gaan 'n tyd kom wanneer ons gaan audits doen van al hierdie gemors. Wat vir Leon Schreiber van die DA? As daar enige van julle is, as jy 'n spesiale tipe stupid is nie, dan beteken dit jy ondersteun nog die DA. Die DA se Leon Schreiber sê nou die eerste komponente van die Suid-Afrikaanse digitale ID sal in die volgende 12 maande gebou word. En ek kan dit verstaan, want ek werk aan 'n idee vir 'n toep. En ek kan verstaan. Ek het nie al die kennis nie, maar ek werk nou op wat hulle sê die wireframe. Ek kan verstaan dat dit in 12 maande gebou kan word. Met die tegnologie wat daar buite beskikbaar is, ek verstaan dit. Johan, wat sê jy? Goeiemôre. Enig iemand wat R150,000 wil invest in 'n toep in, wat miljoene kan maak. Jy sien, as ek hierdie geld kry van ander mense nie, dan dink ek self. Want hierdie land gaan ons verander, deur die genade van God. Johannesburg, is daar weer 'n skietvoorval gewees, in Alexander, 'n besigheidsman is daar, Alexandria, of Alexander, 'n besigheidsman is daar doodgeskiet, swart besigheidsman, sy passasier is net gewond, die passasier het skote teruggeskiet op die ouens wat op hulle gevuur het, en hierdie ouens het gevlug. Dis Suid-Afrika. Nee? Luister nou na hierdie een. Die Suid-Afrikaanse Mediese Assosiasie. Groot mediese groep, Suid-Afrikaanse Mediese Assosiasie, het alle verbintenisse met die Israeliese Mediese Assosiasie verbreek. Nou, julle sal my nie glo nie. Die spreker vir hierdie mediese assosiasie van Suid-Afrika is een vet meid. Nee? Sy is so dik, sy kan skaars van haar rusbank af opstaan.
Al wat hierdie meid doen is vreed. Dis al wat sy doen. En dan maak sy besluite. Of hulle help haar om besluite te maak. Suid-Afrika is 'n skande op hierdie stadium vir die res van die wêreld. Ons voortrekker voorouers draai om in hulle grafte, man. In hulle grafte. Ek moet miskien vandag 'n video maak van die voortrekker gedig wat ek geskryf het. In elk geval. Nog 11 gedeporteerders uit die VSA kom in die Suid-Afrikaanse gebied in. Met ander woorde, hulle kan in Swaziland wees, hulle kan in Lesotho wees, hulle kan in Botswana of Namibië of Angola wees of selfs Mosambiek. Nog 11 van hulle kom in die area aan, so ek neem aan hulle is in Swaziland. Ek sê nou vir jou, hierdie ouens word met 'n doel gestuur. Suid-Afrika toe, of na die lande rondom ons toe. Waar as gevolg van die swak beheer van daardie tronke, sal hierdie ouens ontsnap. Hulle sal. En hulle sal amok maak. Hoor wat ek julle gesê het. Ons deputy president, Johan Roos, wat sê jy? En Johan Lou. Ja, nou het ons sommer 3 Johanne hier so in 'n ry. Johan Roos en Johan Lou. Goeiemôre julle. Ons deputy president Mashile is in Senegal. Hy besoek die Invest in Senegal forum. Invest in Senegal. Hulle kan nie eens die korrupsie in die staat stop nie. Hulle is biljoene dollar in die rooi. Die ekonomie word bedryf deur sekere groot maatskappye wat ons land aan die gang hou. Verder is ons land in sy in. En hy is in Senegal. By 'n kom ons belê in Senegal forum. Verstaan julle hoe dink jy die houtkoppe? Hulle dink ons is onnozel. En dan het ons groepe soos AfriForum wat ons sake probeer hanteer, die bliksems. In elk geval, hulle is nou besig, hulle soek nou vervolging teen Fikile Mbalula, want hulle het nou voldoende bewyse gekry teen hierdie ou. Verstaan julle waarmee hierdie ouens besig is? Dis mind games. AfriForum gaan hof toe, aanhoudend en aan mekaar, oor hierdie saak, oor daardie saak, oor hierdie saak. En dit blyk of dit lyk vir die boer of vir die Afrikaner of hierdie ouens vir jou staan. Hulle is net besig met mind games. Hoor wat ek julle sê. Hulle speel politiek. Hou die boer en die Afrikaner besig, die vrymesselaars gemors. Hierdie vrymesselaars, hulle is oral in. Mense, ons moet hulle uitroei met hak en tak. Ek weet nie hoe om dit te doen nie, maar dit moet gedoen word. Dit moet gedoen word. Die Matlala saak, die Cat saak, wat ook groot nuus kry, groot bespreking kry in die nuus, se saak word nou uitgestel tot November maand toe. Daar is soveel korrupsie, man. Hierdie ouens gaan net wegkom en aanhoudend wegkom. Ons moet die federale alliansie stig. Nee, laat ek dit net regstel. Die federale alliansie is klaar gestig. Ons kort net die fondse om hierdie ding te doen wat gedoen moet word. Ek het nou die lapelwapens geadverteer, en ek weet baie mense het nie nou fondse nie, en ons kyk na die einde van die maand se kant toe, maar bestel die goed. Alright, dis R150 een. Bestel een, en betaal die posgeld. So 'n klein dingetjie, mooi. Julle het dit gesien op die video. As jy nie gesien het op die video nie, of op my Facebookblad nie, gaan kyk weer. Miskien moet ek foto's ook daarvan pos. Maar in elk geval, bestel die goed. Kos jy R150, dit gee vir ons brandstof, wat ons nodig het om te kan ry. Ek het gister met meneer Henry Deal gepraat, en vir hom gesê, ons grootste probleem op hierdie stadium, is net eenvoudig dit, en dit is brandstof. Om afsprake te kan maak met konings en ander gebiede waar ons nie kan uitkom nie, en hulle te gaan sien, en die alliansie te vergroot. Dis wat ons moet doen. Ons moet die alliansie vergroot. Inteendeel, ek moet met koning Makikele en met Letsitsa weer 'n vergadering ook hou. As ons kan slim dink, kan ons hierdie fondse kry wat ons nodig het. Ons moet net slim dink. Nou ja toe. Dis Woensdag. Ons is vryburgers. Ons is boere.
soos boere-Afrikaners. As jy nie heeltemal seker is jy's 'n boer nie en jy praat Afrikaans, dan is jy of 'n boere-Afrikaner of jy's 'n Afrikaner. Want ons nasie is al so vermeng, ons wit boere-Afrikaner nasie. Nee. Al hierdie ouens wat jou probeer split, wat sê hierdie is 'n boer en daai is 'n Afrikaner, moenie vir daai spesiale tipe stupids luister nie. Hulle praat deur hulle nekke. En ek kan jou garantie, as ek hulle bloed moet toets en hulle DNA moet kyk, sal ek 10-1 hotnots bloedhoek in daai bloed kry. So, moenie dat ons by daai punt uitkom. Ons weet wie ons is, man. En ons kap aan, ons werk hard om ons saak te verander. Ons doen dit, né? Ons doen dit. En onthou hierdie ding, sonder God is daar nie eendrag nie. Net met God maak eendrag mag. Saam met God maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. Daar is nie 'n ander manier nie. Fantastiese geseënde dag vir julle almal. Dit lyk vir my asof al die predikers en ouens wat video's maak dieselfde woorde nou deesdae gebruik. Fantastiese geseënde dag, né? Alles wat mooi is vir julle, mooi loop.